Ons prys U in aanbidding. Ons prys U in aanbidding. Ons prys U in aanbidding. Gesalfde en ons prys U in aanbidding. Ons prys U in aanbidding. Ons prys U in aanbidding. Gesalfde en want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, Christus die Heer, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, Christus die En suster, nou gaan ons kyk na nog 'n Psalm, Psalm 63. Ek wil graag hierdie Psalm nog verder gebruik om net 'n bietjie te gesels oor wat is verootmoediging. En hier in hierdie Psalm gaan ons sien dat Dawid het self op 4 plekke gekyk om ons te help verstaan van wat verootmoediging is. En die eerstens gaan ons sien dat Dawid kom sê ek moet na binne kyk, dan kyk hy na bo, dan kyk hy terug, en dan laastens kyk hy dan nou vorentoe na die toekoms. En in elke van daai aspekte gaan ons net 'n bietjie saam dink oor wat dit vir ons leer rondom verootmoediging. Kom ons so met die woord oop voor ons, kom ons bid gou saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons in U huis mag saam wees. Dankie vir U liefde wat van deur geslagte heen met ons is, met ons was en met ons sal wees. Dankie Here. Dankie dat ons vanmôre ook erkenning mag gee, Here, as die almagtige Vader, wat die skepper is van hemel en aarde. Dankie dat ons U mag eer gee, Jesus, as ons verlosser, ons leermeester, ons herder. En dankie, o Heilige Gees, dat ons U mag eer gee as ons trooster, as een wat ons in die waarheid wil lei en ons herinner van hoe om te lewe. Dankie Here dat U ook nou teenwoordig is om met ons te praat, so help ons in ons eie menswees om te kan hoor, dat ons kan hoor wat U van ons vra en wat U vir ons wil sê. Ek bid Here dat U in alle verwagtinge in elkeen se hart en se lewe sal voldoen vanmôre. Asseblief Vader. Here, hierdie woorde van hierdie lied en die woorde van Psalm 63, ons soek U, o Here. Ons soek U ook vanmôre om ons te kom aanraak en ons te kom versterk en lewens te kom vernuwe en op te bou, asseblief Here. En ons vra dit in U heilige naam en ek vra dit in nederigheid, Here, dat dit sal gebeur tot uitbreiding van U koninkryk. Amen. Hier in die begin van Psalm 63
skryf Dawid vanuit die Juda woestyn. Die meeste kommentaar of die slim mense sê, dis na aanleiding van die gedeelte in 2 Samuel 15 tot 18, waar hierdie verhaal opgeteken is, waar Dawid skryf, spesifiek in die tyd wat hy van sy seun Absalom vlug, wat die troon by hom wil oorneem, wat sy koningskap wil kom oorneem. En toe Dawid en sy familie gevat en hulle het gevlug uit Jerusalem uit, en hier in hierdie Juda woestyn het hulle nou beland. En hierdie is seker een van Dawid se moeilikste tye in sy koningskap. Want gewoonlik was die gevaar van buite, dit was die ander lande, die Filistyne, wat teen hom sou oorlog maak en hom sou kom aanval het en kon seermaak, maar nou kom dit uit sy eie geleedere, sy eie seun, wat wil kom oorneem, sy eie seun kom teen hom in opstand. En hy kom agter so van hierdie woorde, as ons hier na Dawid se woorde luister, is dat hy agterkom aan nou sy familie is gebroke. Hy gaan sy seun Absalom op jou einde vir altyd verloor, en alles wat vir hom bekend was, alles wat vir hom geliefd was in Jerusalem, word nou van hom al weggevat. En as 'n bejaarde koning beland hy hier in hierdie woestyn, en hy's oorweldig deur dit wat aan die gang is. En dan skryf hy hierdie woorde: Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, ek smag na U, soos 'n dor in 'n droë land, in 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en die grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met 'n huwelende mond. As ek aan U dink op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder die vleuels. En ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my, net tot vers 9. So Dawid leer ons hier 'n bietjie rondom verootmoediging, en die heel eerste ene wat hy vir ons leer is dat ons na binne sal kyk. Waar ek reflekteer oor my situasie, waar ek reflekteer oor waar ek is in my lewe. Dawid kom hier en hy erken sy swakheid, hy erken sy sondigheid, hy erken hoe nodig hy die Here het in sy situasie. En hy gebruik sterk terme, hy sê, o God, ek soek na U, ek dors na U, ek smag na U, en hy gebruik 'n wonderlike bekende metafoor om te sê, soos 'n land sonder water, soos 'n droë land wat smag na water, na reën. Dis hoe ek na U smag. En ek broer en suster, ek wil hê ons moet hierdie hoor, Dawid is nie hier besig met 'n geloofsverklaring nie, hy is nie hier besig met 'n geloofsbelydenis of 'n verklaring van sy liefde aan die Here nie, nee, hy is besig om sy hart uit te stort voor die Here. Vanuit sy diepte van sy siel kom hy na die Here toe en hy sê, Here, dit gaan swaar, ek soek na U, ek smag net na U teenwoordigheid. Ek is hier in 'n woestyn en ek is ver weg van die paleis of selfs van U teenwoordigheid in die tempel, en daarom dors ek na U, Here. Ek voel verlore is verlore, net U kan my help, net U kan my red. En weet jy wat is mooi wat Dawid hier kom doen is, hy kom steek niks weg nie. Dit wat tans in sy hart is en hoe dit is, dis waarmee hy by die Here opdaag. Jacques Strydom het my geleer om te sê dat die Here soek nie regte gebede nie, hy soek opregte gebede, en dis wat Dawid hier kom bied, as hy na binne in sy hart kyk en hy sê, Here, ek dors na U, my hart is droog, is woestyn hier binne. Ek het U aanraking nodig, ek het U teenwoordigheid nodig. Broer en suster, en dit is waar verootmoediging begin, dis waar ek kom sê, eerlik en opreg voor die Here, sonder skanse, sonder maskers, sonder enige vooropgestelde idees, hier is ek, Here, kyk na my hart. Sien hierdie onrus raak sy in Psalm 139. Hier is ek, Here. Broer en suster, hoe lyk U hart tans? Hoe lyk die smagting na die Here tans? Is daar 'n dors na hom? Is daar 'n behoefte om in sy teenwoordigheid te wees, behoefte om by hom te wees?
is daar behoefte vir sy ingrype, vir sy teenwoordigheid, vir sy vergifnis, vir sy genade, vir sy hoop, vir sy vrede, vir sy vreugde. Dan moet ons onsself voor hom kom verootmoedig en ons moet kyk na binne. Die tweede gedeelte wat Dawid ons na lei, die eerste ene laat hy ons nou na binne kyk en hy kom stort sy hart voor die Here uit. Die tweede ene is, sê hy, ons moet na bo kyk, opkyk. En in verootmoediging, broer en suster, in daardie woord, in daardie aksie, in daardie voor die Here kom, moet ons altyd, is daar altyd net 'n tyd wat waar ons moet kans gee, dat ons net weer vir onsself sê, wie is die Here, dat ons net weer moet onthou, wie is die Here. Dis juis hoekom Dawid na hom slag, want hy weet wie is die Here, hy weet van sy almag, hy weet hy is die heilige van Israel. En daarom kyk hy op na die Here en hy vra vir hom, kom raak my aan. En is interessant, broer en suster, dat Dawid kom smag nie na uitkoms hier nie. En dit is nogal opvallend as jy hierdie Psalm lees. Hy kom vra nie vir die Here, kom haal my uit hierdie woestyn uit nie. Hy smag na God se teenwoordigheid. Hy bid dat God se teenwoordigheid weer by hom sal wees. Nou in daardie tyd het hulle geglo God is teenwoordig daar, in die tempel, en so toe hy uit Jerusalem uit is hier in die woestyn, toe is God se teenwoordigheid ook nie meer daar nie, en daarom smag hy daarna, dat hy net weer kan wees in Jerusalem, in die tempel, en daar God is, sodat God hom kan aanraak. Hy wil net weer bewus word dat die Here se teenwoordigheid, sy majesteit, sy grootheid, sy heerlikheid, dat hy dit net weer kan aanskou. Sy troue liefde, sy nabyheid. Ons as mens, gewoonlik wanneer ons in moeilike omstandighede, of kom ons gebruik die metafoor in die woestyn beland, dan is ons versoeke aan die Here is om ons uit die woestyn uit te haal. En baie keer is dit gemaklik om te sê, Here, as U my uit die woestyn uithaal, dan sal ek U loof en prys, dan sal ek met 'n jubel in 'n mond na U toe kom, maar Dawid doen dit heeltemal anders. Dawid smag na God se teenwoordigheid en dan kom sê hy dat hy ook die Here loof en prys terwyl hy hier in die woestyn is. Hy verootmoedig hom, hy erken sy soeke en sy behoefte. Hy hef die Here sy hande op na die Here om sy naam te prys in sy omstandighede. Hoor net gou weer wat sê vers 5 en vers 6. Ek sal U my lewe lank loof. My hande ophef om U naam te prys, soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem, met 'n jubel in 'n mond. En ek wil hê ons moet hoor die woordjie altyd in my lewe lank, wat Dawid hier kom sê. Om op te kyk na die Here, en hom te loof en prys, is nie afhanklik van my omstandighede nie. Dawid kom sê, ten alle tye, so in verootmoedigingstyd moet ek opkyk, en dan moet ek God se almag erken, dan moet ek sy nabyheid of sy teenwoordigheid erken, en ek moet erken sy liefde vir my, dat hy goed is. En broer en suster, dis 'n groot deel van ons geloof, is om te glo God kan enigiets doen, om te glo hy is hier saam met my, en om te glo dat hy vir my lief is en dat hy goed is. En in verootmoedigingstyd moet ons juist daaraan vashou. En ek wil hê ons moet hoor dat wanneer ons hierdie dinge van God sien of van hom besef, dit verander nie. Dit bly altyd dieselfde. Dis nie gekoppel aan emosie nie, dit kom en gaan nie. Dis altyd daar, en daarom is verootmoedigingstyd so nodig, dat ek myself weer net herinner, wie is God met wie ek te doen het, wat in my lewe betrokke is en vir wie ek lewe. So heel eers sê Psalm 63, ek moet na binne kyk, en dan tweedens sê ek moet opkyk, en in verootmoedigingstyd moet ek God loof en prys vir wie hy is. En dan die derde ene, is ek moet terugkyk. En dalk kan ons dit sommer gou hierso doen. Dink net gou 'n bietjie terug oor die laaste 6 maande of 2024. En as jy terugkyk, God se goedheid in die lewe of God se getrouheid of God daar was vir u. Dink net gou 'n bietjie. In verootmoediging
is dit so nodig. Ou Israel leer dit vir ons verskriklik baie, want ek weet ons het die Bybel nou in geskrewe formaat, maar vir eeue heen het die boodskap van God se betrokkenheid met Israel het mondelings oorgedra van geslag na geslag. Gereeld was daar teruggekyk, onthou, dis die God wat ons bevry het uit Egipte, dis die God van Abraham, Isak en Jakob, hy was getrou daai tyd, hy sal nou ook getrou wees. En dis so half om te onthou, maar God was nog altyd daar soos nou hier en hy sal altyd met my wees en daarom is dit so belangrik dat ons terugkyk en onthou hoe God met ons was. Dawid skryf hier in vers 7 en vers 8: As ek aan U dink op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp en dan juig ek oor die beskerming onder die vleuels. Ek kan nogal die prentjie sien, toe Dawid op sy bed lê en hy dink terug en hy onthou in sy tyd as herder hoe die Here hom beskerm het teen die beer en die leeu. Toe hy terugdink en onthou hy hoe God hom gehelp het teen Goliat, hom gehelp het en beskerm het teenoor Saul. Hier waar hy in die Juda woestyn is, kan hy daaraan vashou en sê, maar God was nog altyd getrou, hy sal ook nou wees. En in verootmoedigingstyd is dit so belangrik, dat God sal ons nie los nie. Hy was met my in die verlede, hy sal ook in die toekoms saam met my wees. Daai vers 8 wat sê, U is vir my 'n hulp. Die 83 vertaling wat hom so vertaal, die 33 vertaling sê, U was vir my 'n hulp. Die 2020 vertaling sê ook, U was vir my 'n hulp. En dit is vir my so mooi dat Dawid eintlik kom sê, U is vir my 'n hulp nog altyd. En daarom kan ek op U staat maak, daarom kan ek myself vir U verootmoedig, daarom kan ek weet, U sal my soeke en my behoefte raak sien. Vers 4 kom sê, U troue liefde is meer werd as die lewe. U liefde is getrou, dit kom van altyd af, is nou by my en is vorentoe. So in verootmoedigingstyd kyk ons terug en ons onthou, hierdie jaar was dalk 'n droë jaar, maar in die verlede was daar ook droë jare en wat het God toe gedoen? Hy het voorsien, hy het kom verander. En so is dit so belangrik dat ek en U daai perspektief sal behou. Die laaste gedagte. So, ons het nou al geleer, ons moet na binne kyk. Verootmoediging vra dit dat ek myself gaan spieël voor die Here, eerlik is. Sê dat ek moet opkyk en onthou dat ek hom moet loof en prys. Hy is die Almagtige, hy is die een saam met my, hy is die een by my. En hy is vir my lief. En dan moet ek terugkyk en onthou dat hy in die verlede by my was en hy sal weer wees. En die laaste ene is Dawid kyk vorentoe. En weer eens, dis vir my net so 'n belangrike deel van verootmoediging en eintlik juist hoekom onsself voor die Here verootmoedig, want ek kom en verklaar my vertroue in die toekoms. Ek kom verklaar, Here, ek vertrou U, ek hou vas aan U, dat U sal voorsien, dat U sal gebede verhoor, dat U sal sorg. En dit is vir my so mooi dat Dawid vertrou die Here vir al hierdie, hy vertrou vir die verlede, hy vertrou vir vandag en vir môre. Hy verklaar sy vertroue, vers 9. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my. En hier is een van die mooiste verse. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my. Letterlik in die Hebreëus, broer en suster, daai woorde, ek bly altyd naby U, is eintlik so of my skade weer volg U. Ek is heeltyd by U. En die direkte vertaling van daardie ek bly of ek is naby U is so of die Engelse verwoord sal wees, ek hou vas aan die Here, I'm clinging onto Him. So ek bly altyd naby aan die Here, in verootmoediging herinner ek myself daarin. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het hierdie storie ergens vertel, ek kan net nie onthou waar nie. Maar van 'n gemeentelid daar in Naboomspruit wat ek gaan besoek het, in 'n moeilike tyd in haar lewe en sy is op pad na 'n nuwe begin en ek gaan sien haar en ek bid, sê vir haar, Tannie, ek bid dat die Here met jou sal wees en jy moet dit nooit vergeet nie. Toe sê hy vir my, Here, Dominee, ek hou so styf van hom vas, hy kan nêrens gaan sonder my nie.
En dis wat Dawid hier kom sê, ek bly altyd naby U, ek hou vas aan U. Ek hou vas aan U vir my toekoms. Met U teenwoordigheid by my, kan die toekoms doen wat hy moet doen, maar U is daar en dis vir my genoeg. U hand ondersteun my. Daarom wil ek naby hom bly. Sy broer en suster, vanmôre as gemeente, as gemeenskap, vertrou ons die Here. Ons vertrou die Here vanmôre met die 1 September lentedag, vertrou ons die Here vir 'n goeie reenseisoen. Ons vertrou hom vir sy sorg en sy teenwoordigheid, ons vertrou hom dat hy daar sal wees, dat hy sal gee. Maar ook in 'n geestelike sin wil ek vra dat ons hom ook daarvoor sal vertrou vir ons as gemeente en ons gemeenskap en ons land. Dat hierdie nuwe seisoen waarin ons beweeg van lente met van die bloeiseltjies aan die bome wat ons al klaar kan sien, dat ons hom ook vertrou vir geestelike groei, geestelike herlewing, geestelike vernuwing in ons gemeente, in ons gemeenskap, in ons land. Broer en suster, ek hoef hier nie te sê hoe donker prentjie partykeer in ons land aan die gang is nie. Net vanmôre lees ek 'n artikel van 3 moorde per uur elke dag. Ek kan dit nie dink nie. Hoeveel is dit in 'n jaar? 3 per dag. En daarom is dit so nodig vir geestelike groei, geestelike herlewing, sodat die lig van Christus, die lig van kinders van die Here in hierdie land 'n impak sal maak, 'n verskil sal maak, dat die donkerte verdryf sal word. So mag ons in hierdie nuwe lenteseisoen, mag ons soos Dawid kom sê, Here, ons smag, ons dors, ons soek na U teenwoordigheid soos 'n land sonder water. Ons vra vir U lig in ons lewens. Mag ons soos Dawid sê, ons wil U altyd bly prys, maak nie saak wat is die omstandighede nie. Mag ons soos Dawid kom terugkyk en kan sê, Here, U was nog altyd by my, saam met my, en ons vertrou U, Here, dan ook vir ons toekom. Ons wil naby U bly, en U hand sal ons ondersteun, en ons sal Hom loof en prys. Kom ons bid saam. Here, ons verootmoedig onsself voor U vanmôre. Here, vir onsself, vir ons gemeenskap, vir ons land, vir ons gemeente. Verootmoedig ons onsself, Here, en sê, vergewe ons, wees ons genadig, Here. Wees ons genadig met 'n goeie seisoen, reenseisoen, Here, vir die boere, wees ons genadig. Wees ons jong mense genadig in hierdie seisoen van eksamens, wees hulle genadig in hulle voorbereiding, in hulle ywer, en wees hulle genadig met kalmte wanneer hulle skryf en selfvertroue. Here, wees ons as gemeente genadig met 'n goeie lentefees. Here, wees ons gemeenskap genadig. Ons vertrou U, Here, vir geestelike groei, ons vertrou U ook vir geestelike vernuwing, ons vertrou U, Here, dat U met ons, dat U ons sal dring na U toe, dat U ons sal dring na waarheid toe, dat U ons sal dring na lig vir die wêreld wees en sout van hierdie aarde wees. Ons vertrou U, Here, dat U ons sal dring om nie net vir onsself te leef nie, dat ons 'n verskil sal maak, Here. Here, daar's mense ook hier vanmôre, glo ek, wat regtig die aanraking nodig het, net weer hoop nodig het, net om te onthou dat U het hulle nie vergeet nie, en ek kom bid, Here, dat U op 'n spesiale manier Uself sal openbaar. Dat U op tasbare maniere Uself sal kom wys, Here. Help ons met al die verskillende kyke na binne, boontoe, agtertoe en vorentoe. Ons het U nodig. Amen.